Hartlik goeiemôre en baie welkom hier by die Kompas familiegemeente. Nou, terwyl ek net so gou vinnig kyk of ek hierdie skakel kan deel, sommer daar op my persoonlike Facebookblad ook, wil ek, solank elkeen van julle wat ingeskakel is, baie welkom heet. En sê, mag die Here jou seën, genade gee en ook die vrede wat saam met hierdie dag gaan. Ek het 'n begeerte wat ek met jou wil deel en dit kom nou al reeds van laasweek af. Laasweek het ons gekyk na 'n baie interessante tema. Terwyl ons die mense kans gee om op te kom, kan jy ook sommer net vir my sê, waar is jy vanaf ingeskakel en is jy bietjie op vakansie, waarmee is die Here ook in jou hart en julle gemeente mee besig. Maar hoe dit ook al sê, vanoggend is die voorreg als myne en vanoggend vier ons Goeie Vrydag. So laas Sondag om presies te wees, het ek met ons gemeente begin deel oor dinge wat nie sin maak nie. Dit maak nie sin nie, is die tema gewees van die boodskap en ek wil dit ook reg deurtrek na vandag se boodskap toe. Ek het begin deur te gebruik die gedeelte uit Eksodus 3 vers 1 tot 11 waar Moses nou in die derde faset of fase, seisoen van sy lewe is. Sy lewe kan so opgedeel word in 3 maal 40 jaar. Die eerste gedeelte het hy daar in die paleis groot geword. Die tweede gedeelte van sy lewe het hy geswerf en gevlug. En dan besef ons ook hoe hy nou in hierdie gedeelte, wat hy die tweede gedeelte wat hy nou Israel gaan uitlei uit die mag van Egipte, en die derde gedeelte lei hulle dan na die beloofde land toe. Maar dit wat nie sin maak nie, want dit is ons tema. So Eksodus 3 vers 1 tot 11 begin so, en daar staan, en Moses het die kleinvee opgepas van sy skoonvader Jethro, die priester van Midian. En toe hy die kleinvee agter die woestyn gedryf het, kom hy by die berg van God by Horeb, né? En dan staan daar in vers 2, daarop verskyn 'n engel van die Here aan hom met 'n vuurvlam uit 'n doringbos uit. En toe hy weer sien, brand die doringbos in die vuur, maar die doringbos word nie verteer nie. Nou goed, dit sluit mooi aan by ons tema, wat sê dit maak nie sin nie. Hoe is dan nou hierdie doringbos aan die brand, want dit brand nie uit nie? En Moses sê, laat ek tog nader gaan en hierdie groot verskynsel bekyk, waarom die doringbos nie verbrand nie. Nou, onthou, ons is by Goeie Vrydag en jy gaan nou sien hoe ek het saam gaan trek, want niks wat met hom nou gebeur, maak sin nie. En hoekom gebruik die Here dan 'n doringbos om Moses se aandag te trek? Want jy sien, hier is die volgende ding. Op 'n stadium kom hy nader. Die Here kyk wat hy doen voordat hy met hom praat. En hy het sy aandag, sy absolute aandag, en hy kom absoluut nader. En verder sê hy, ek is die God van jou vader Abraham, God van Isak en God van Jakob. Hy sê vir hom, trek uit jou skoene, jy staan op heilige grond. Wat ook nie sin maak nie. Daar waar hy nou net gestaan het, was ook nou waar die skape gewei het, waar hulle rondgeloop het en geëet het. Nou ewe skielik is dit heilige grond. Nou goed, kom ek maak dit gou vinnig prakties voordat ons oorgaan na 'n besonderse boodskap wat ek vir jou vanoggend voorberei het. Moses kyk na hierdie doringbos en besef, luister hier, daar's iets wat hierdie doringbos in stand hou, want hy moes al lankal uitgebrand het. Daar's iets wat jou lewe in stand hou, want jy moes al lankal opgegee het. Jou huwelik moes al lankal geëindig het. Jou gesondheid moes al lankal ingegee het, want die Here is besig met jou. Hier is hierdie vlam binne in hierdie bos, en dit trek Moses se aandag, want in hierdie tweede faset van sy 40 jaar wat hy ingaan, besef hy net, hier waar hy nou opgeëindig het, het hy maar eintlik oorgegee. Hy is nou die skoonseun van Jethro, en hier in die agterkant van die woestyn, dis letterlik waar Midian is, het hy boedel oorgegee. En besef, dis nou maar die beste wat dit gaan wees, van die paleis tot waar hy nou is. En hier kom die Here, na die absolute verlaging in sy opvoeding, om hom weer nederig te maak, trek die Here sy aandag met 'n verskynsel, wat hom aan sy eie lewe laat dink. Hoe is dit moontlik dat Moses nog staan? Dit maak nie sin nie. Terug by ons storie by Goeie Vrydag, is hierdie jong seuns by 'n gedeelte. Hulle is by 'n ete. En ek wil die gedeelte vir jou nou aanhaal, maar dit wat net hierna gebeur, wanneer hulle die koning van die konings kruisig, maak glad nie sin nie. Net so 'n paar dae van tevore het hy die dorpie binne gery op 'n esel, nee, en hulle het hom absoluut toegejuig met Hosanna, Here red ons, klere op die vloer gegooi, palmtakke gegooi, en hy was absoluut die hoogtepunt van wat nog ooit met hulle gebeur het. Net daarna, iets wat glad nie sin maak nie, hy word veroordeel tot die dood.
Goed, die hoofthema is, dit maak nie sin nie. Vandag se preektema is, dit wat hy gedoen het, is groter as wat jy gedoen het. Luister, dit is so 'n eenvoudige tema, maar jy moet so mooi luister, dat dit wat ek vandag vir jou sê, dit wat hy gedoen het, is ver groter as wat jy gedoen het. So Moses het ook sy eie verwyte en sy eie teleurstellings. Hy moes nooit dit gedat het nie, en hy moes nooit sis gemaak het nie, en op 'n stadium toe die Here vir hom sê, gaan nou en praat met Farao, toe sê hy, wie's ek? Wie's ek om dit te doen? Weet jy wat ek al aangevang het? En nou sit ons met 'n tweede karakter. Onthou ek het gesê, ek gaan so 'n bietjie preek oor die dubbel naamroeper wat God gehad het, as hy gesê het, Moses, Moses, dan trek hy nou sy aandag, en hy wil vir hom iets baie belangrik sê, maar nou sit ons vanoggend met nog iemand, wat sy naam ook dubbeld gehoor het, toe God het uitspreek. Dit is baie interessant, ek is in 'n gedeelte in Lukas 22 vers 31 tot 32, ek is gek oor die woord van die Here. En hy sit hier met 'n mannetjie, wat gaan vashak by die punt van dit wat hy gedoen het, dink hy, dis groter as wat God gedoen het. So die tema net weer, skryf dit in jou Bybel vandag by hierdie gedeelte, dit wat hy gedoen het, wat Jesus gedoen het, is ver groter as dit wat jy ooit kon gedoen het. Met ander woorde, jy kan met geen van jou dinge wat jy aangevang het, dit wat hy gedoen het, uitwis nie. Lukas 22 vers 31 tot 32 lees so. En die Here sê, Simon, Simon. Nou ja, dit is baie belangrik, en hoekom noem hy hom nou Petrus nie, hoekom nou ewe skielik weer Simon? Ek gaan nou dit vir jou mooi uitlig, maar ons kyk gou wat staan daar verder. Daar staan, kyk, die Satan het vurig begeer om julle se skoring te sif, maar ek het vir jou gebid. Nou wonder ek, wat bid die Here vir ons wanneer ons in ons grootste nood is, nê? My verwagting sal wees, ag Here, Vader, help asseblief dat hierdie ding nou net van nou Jan Hendrik af weggaan, moet asseblief nie dat hy in die moeilikheid kom nie, help asseblief dat hierdie ding so ver van sy lyf afkom, Here asseblief, jy weet, dis hoe ons gewoonlik bid, nê? Hy sê, ek het vir jou gebid, dat jou geloof nie ophou nie. En, as jy eendag bekeerd geword het, moet jy jou broeders versterk. Nou, net so vir die span wat dink, Jesus het nooit gepraat van bekering nie, is absoluut nie die waarheid nie. Hoe dink jy nou, sal ek en jy in elk geval weer word soos kinders, as hy sê, as julle nie soos hierdie geringstes word nie, nie soos 'n kind word en die evangelie glo soos 'n kind nie, met ander woorde, hy praat van wedergeboorte, so, hy kyk hier na iets van Petrus se lewe, en toe ek voorberei vir hierdie besonderse dag, en hierdie boodskap, was in my gedagtes gewees, ek wil 'n bietjie gesels oor die vreemdste, weirdste gebed, wat nog ooit gebid is in die hele Bybel. Jy weet, hierdie soort gebed wat gewoonlik 'n menslike perspektief, soos wat ons tema daarna uitsien, ook nie sin maak nie, jy weet. So, hierdie disippels, en dalk jy ook vandag, sit by 'n plek in jou lewe waar niks sin maak, waar jy moeg is, jy voel jy dra te veel, jy weet, op 'n stadium gaan hierdie ouens voel, hierdie goeie Vrydag, en dit wat hulle saam met Jesus gedoen het, was absoluut oorbodig geweest, hulle moes nooit betrokke geraak het daarbey nie, dit wat hulle gesien het, wat nou daarvan, jy weet. Jesus aan die ander kant, sit aan hierdie etenstafel, hy weet die kruis is op hande, en hy weet die volgende, hy weet dat ek en jy, en ook daai seuns van daardie tyd, nie die volle impak gaan verstaan van dit wat hy moet doen in gehoorsaamheid nie. Maar dit gaan nie vir hulle sin maak nie. Vir hulle gaan dit, asof die wonderwerke die hoogtepunt was van alles wat gebeur, lammes wat loop, blindes wat sien, en al hierdie wonderlike goed wat die Here gedoen het, kos vermeerder het. Maar dis nie hoekom hy gekom het nie. Die vervulling van sy aardse roeping was gewees, sodat sondaars vergewe kan word met die volmaakte offerlam, wat dan die prys moes betaal het vir die skuld en die sonde van hierdie wêreld, en dat ons in sy geregtigheid die ewigheid kan ontvang, en ewig saam met hom lewe. Met ander woorde, Jesus het gekom om sondaars te red. En daai redding sou net deur een manier kom. Daai redding kon net deur die kruis kom. En daarom is die goeie Vrydag goed. Nie omdat dit wat Jesus moes deurgaan, moes gebeur het nie, maar sodat die vyand verslaan is op hierdie dag, wat ons ken as goeie Vrydag. Maar van die seuns van daardie tyd, hierdie disippels en aanhangers en volgelinge, maak niks sin nie. Luister, wanneer laas het jy gekyk na jou eie lewe en gedink, luister, maar wag 'n bietjie. Dit wat nou so 'n tydjie terug my gebeur het, maak dit nie sin nie, dis onnatuurlik, ek verstaan dit nie. Hoe is dit dan nou dat, jy weet, hierdie goed met my bly gebeur? En juist op dit wil ek vir jou sê, Jesus praat ook met jou op die rand van een van die moeilikste seisoene in jou lewe. Hy is hier met Petrus besig, en interessant genoeg, hy kies 'n baie vreemde tyd om hierdie diepgaande gesprek met hom te hê.
Met ander woorde, Jesus wag nie net vir die ligte oomblikke in die lewe sodat hy met jou kan praat nie, maar hy praat juist met jou wanneer dit baie moeilik is en baie keer een van die felste en knelste oomblikke in jou lewe is. Alles is swaar, alles is heilig rondom hierdie aand en alles is op die punt om te verander en tog neem Jesus die tyd uit om met Petrus te praat. Hy praat nie net in rustige tye nie, maar hy praat ook wanneer jy op jou moeilikste voor die grootste uitdaging staan. Baie keer dink ons God is stil. Ons dink as dinge donker raak en donder weer oor ons losbars, dink ons God is afwesig en hy bly stil. Maar die waarheid is, hy doen juis dan die duidelikste en mees praktiese werk in ons lewe. Die troos van hierdie teks wat ek vir jou gelees het, is dat Jesus weet wat kom, nog voordat hulle gaan verstaan wat gebeur het. Jesus sien die einde reeds van die begin af. Jy sien, hier's 'n ding van die vyand, kom ek deel dit gou met jou. Die vyand kan net vir jou aankla oor jou verlede, en hy kan vir jou lieg oor die toekoms. Hy het geen idee wat in jou toekoms lê nie. Hy kan met jou die waarheid glad nie praat in jou hede nie. Hy verdraai stories sodat jy angs en vrees moet koester. En dan staan daar in hierdie woord van God wat ons so naby ons hart hou, dat hy ons nie 'n gees, dis nou God, het ons nie 'n gees van vrees gegee nie. So die teenstelling van vrees is nie ongeloof nie, maar dit is juis die Heilige Gees. As jy wil oorleef, en ek hoor so baie preke oor die laaste dae en die laaste tyd, ek wil meer preke hoor oor die Heilige Gees. En die krag van God wat tot volle werking kom in ons wat hom dien en wat staan vir geregtigheid en die waarheid in Christus Jesus. Jy sien, die vyand kom lieg vir Petrus en hy kan hom nie verseker van 'n toekoms nie, maar Jesus doen juist die teenoorgestelde. Jesus sê vir hom, daar gaan 'n tyd kom waar jy gaan bekeer, want daar gaan iets gebeur met jou. Daar gaan iets gebeur met jou. Jy gaan my 10-1 verloon. En wie wat gaan gebeur? Op daai oomblik sal jy jouself bekeer en dan moet jy teruggaan na jou boetas toe en jy moet hulle versterk. Alles gaan goed uitwerk. As dit nie goed is nie, is dit nie die einde nie. Dan is dit nog steeds in 'n proses. Hy word nie ontkant gevang deur my Vrydag oomblikke nie. Jesus weet wat gebeur nog voordat dit gebeur. Miskien het jy dalk al 'n paar noue ontkominge gehad in Vrydag oomblikke van jou lewe waar jy weet die volgende stap gaan nie noodwendig iets aangenaam wees nie, iets maklik wees nie. Miskien sit jy juis nou op die vooraand van dit wat ook vir jou 'n Vrydag aand is, 'n Vrydagmiddag is en een van jou grootste uitdagings sal wees. Jesus het reeds die kruis gesien, hy het reeds die pyn gesien en nog desnieteenstaande probeer hy die Vader vra of dit nie moontlik by hom verby kan gaan nie. Terug by ons teks, Simon, Simon. Hoekom gebruik Jesus hierdie beskrywing? Petra of Petros in die Grieks beteken rots, wat forsheid en krag natuurlik beklemtoon en onderstreep. Maar Simon is juis die naam wat gebruik word soos 'n riet in die wind gewaai te word. En nou verwys Jesus weer terug na dit wat moontlik kan veroorsaak hoekom Petrus so voel soos hy nou voel. Hoekom niks vir hom dalk in die toekoms gaan sin maak nie. En eers by die openbaring van wie Jesus is, sal hy weer die versekering en die naam Petrus kan dra. Maar dis asof Jesus doelbewus sy naam gebruik om die broosheid en die menslikheid en die wisselvalligheid te openbaar, net soos ek en jy. Hier sit kinders voor hom, jong seuns. En hy sê, my seuns, Simon, Simon. Simon herinner my baie in my ou natuur. Ook die onvaste, onsekere deel. Hierdie is een seun, een man, hy is nou al seker 'n jong man teen daardie stadium, maar hy het twee name. Hy het 'n Simon gedeelte en dan het hy hierdie Petrus gedeelte. Daar's hierdie vastigheid wanneer ek weet vir my heilige siel wat die Here graag vir my wil doen en dat ek kan vas staan op daardie woord van hom en dan is daar die Simon gedeelte waar ek so twyfel in wie ek is omdat ek hom nie volkome vertrou nie. Daar kom 'n deel van ons wat God se roeping dra. Dis die Petros, die Petrus gedeelte. 'n Deel van ons wat soms die Simon opgee en oorgee om deur God gelei te word. Maar jy sien, baie mense dink hulle kan eers gebruik word deur God as hulle oor hulle swakpunte kom. Jy weet, ek hoor dit baie keer. As iemand vir my sê, nou lag ek sommer daaroor, as hulle vir my sê, luister, ek is nog nie daar nie. Dan dink ek, jy, waar's daar? Is dit 'n plek waar mens iets kan eet en 'n koffie drink, want daar is nie eintlik waar die Here jou wil ontmoet nie. Hy ontmoet jou nie nou. Hierdie is nou vir hom geleë. En hy doen dit doelbewus in hierdie teksgedeelte ook waar hy vir hom sê, jy's nou Simon. Jy het geen idee wat met jou gaan gebeur nie. Jy gaan geskit raak tot in jou wese, my boeta.
maar dis nie hoekom ek vir jou bid nie. Jy gaan nie deurkom. Hy praat juist met Petrus se broosheid, en hy praat ook met my en jou broosheid vandag. Hy praat oor jou onstabiliteit, en hy sien ons swakheid volkome, en tog sê ek weer vir jou, die tema van vanoggend is, dit wat hy gedoen het, is ver groter, as wat jy ooit verkeerd kon gedoen het. Ten spyte van jou swakheid, ten spyte van Petrus se tekortkoming en wisselvalligheid en broosheid, kom roep hy hom nog steeds, hy waarsku hom, hy dra hom nog steeds, en hy bid vir hom. En dan interessant in hierdie teks, die gedeelte waar hy sê, Simon, Simon, kyk, Satan het vurig begeer om julle se skoring te sif, is ernstige taal. Met ander woorde, dit beteken, 'n sifting is nie 'n maklike proses nie. 'n Sifting beteken 'n skidding. Beteken skeiding. Jy weet, as koring geskei word of gesif word, dan beteken dit die kaf word van die pitte geskei. En sifting beteken alles wat los is, val aan weg. En die grootste skidding van daardie dag gebeur toe hulle Jesus aan die kruis vasspyker. Dit wat die kaf was, godsdiens was, word nou ontbloot en getoets, en alle glorie en godheid word nou tentoongestel. As die lam van God sy laaste asem uitblaas, kom skeer hy die voorhangsel, wat van dierevelle gemaak is, met ander woorde, menslike pogings uit mekaar uit kom skeer, om te wys, daar's niks wat ons nou kan verhinder, om met hom direk te kommunikeer nie. In tye van 'n mens se lewe, wanneer alles geskit word, dan kom raak dit iets van jou geloof, dit kom raak in jou vrede, jou emosies, ook jou stabiliteit, en jou vertroue, en selfs jou hoop. Maar wat hierdie vers so kragtig maak, is, dat Satan nie sommer net kan kom skit nie, kom sif nie, hy moet eers toestemming kry, hy moes eers vra, hy moes eers begeer het, hy moes eers toestemming kry. Dit beteken net vir my en jou vandag, hoor gou mooi, die duiwel is nie in beheer nie, hy moet verby die hemelse Vader kom, hy moet verby die Here kom. Daar is siftingsseisoene in ons lewe. Dan is baie keer nodig dat ons deur dit gaan. Maar as dit moeilik is, wil ek tog vir jou net herinner, dat Jesus hier bid vir Simon, dat hy nie afwesig is nie, maar aanwesig is, teenwoordig is, en bid dat sy geloof hom nie val nie. Dis net 'n seisoen. Dis net 'n tydjie. Die foute wat hy gemaak het, dis nou Petrus, beteken nie dit word sy identiteit nie, maar dis moontlik. Dis moontlik dat jy gaan vassteek by dit wat jy glo vandag, dat dit wat jy gedoen het, groter is, as wat hy vir ons aan die kruis gedoen het. Ek wil jou weer bring na daai tema wat ek vanoggend met jou gedeel het, hier te sê, wat hy gedoen het, is ver groter, as wat jy ooit verkeerd kon gedoen het. En daarom bid ek, dat die Here ook saam met jou, en ook in die siftingsproses van jou lewe, dit gebruik om jou te suiwer, dit gebruik om dit wat jy al reeds gevestig het in hom te versterk, en jou gereed te maak vir dit wat nog ooit gaan kom. En dan hierdie gebed, net hierdie gebed is net so weird. Ons menslike koppe verstaan dit nie, dit maak nie sin nie. Hoekom bid die Here dan vir Petrus, dat hy in elk geval deur dit moet gaan, maar aan die kant sal uitkom, eerder as om te sê, bewaar hom van hierdie ding, moet asseblief nie dat dit gebeur nie, Here, hou asseblief die hand van beskerming oor hom, moenie die duiwel vakkans gee nie. Nee, hy sê, luister hier, hy gaan deur 'n siftingsproses, die duiwel het begeer om jou te sif, maar weet jy wat, jy gaan deur dit gaan, sodat jy jou geloof kan behou, en jy gaan tot bekering kom. Jesus sê vir Petrus, ek het die Vader gevra, dat jy nie, of hy het nie gesê, ek gaan die Vader vra, dat jy nie deur hierdie toets gaan nie, hy sê, weet jy wat, jy gaan deur dit gaan, en jy gaan met geloof aan die ander kant hier uitstap. Sy grootste genade aan my en jou is, dat hy ons die krag en die genade ontsluit in ons lewe, deur ons geloof te bewaar, ten spyte van die dinge waardeur ons gaan. En ek sien dit eerstehands in my eie lewe, ek beloof jou, ek sal nooit oor iets preek, as ek nie self dit getoets het aan my eie hart nie. Dat die liefde werk juis in 'n toets. Jy weet, hy bid vir jou, hy bewaar jou, hy hou iets lewend in jou, wat die storm nie kan doodmaak nie. Jy weet, soos hierdie vlam wat brand in hierdie doringbos, toe Moses dit sien, toe besef hy, maar luister gou, hier's iets wat hierdie vlam in stand hou. Daar's iets wat jou nog so ver in stand hou, en luister, dis nie jou eie goeie manier van leef, dink of doen nie. Wat jou in stand hou, is die genade van ons Here Jesus Christus. Die storm mag jou skud,
maar dit hoef nie jou geloof te steel nie. Jesus sien reeds die ander kant van jou val. Dis nie eers dat hy sê, luister, jy gaan nooit struikel of val nie, jy is nie volmaak nie. So jy kan vandag regtig ontspan in die wete dat die Here weet, jy is feilbaar. Hy weet jy kan 'n fout maak. Dit gaan jou dalk nou 'n bietjie onkant vang, maar luister, ons almal maak foute. As jy nou nog nie een gemaak het, dan beteken dit jy was gister gebore en dan gaan net 2 dae verby gaan, dan gaan jy 'n foutjie maak. Maar ons almal is feilbaar en die Here weet dit. Hy sê vir Petrus hier, hy sê, as jy by eendag bekeerd geword het, met ander woorde, as jy weer eendag teruggedraai het, metanoia, weer tot bekering gekom het, weer tot geloof gekom het en teruggedraai het na my toe, moet jy jou broeders versterk. As jy teruggekom het, as jy bekeer het, nie indien jy bekeer, hy weet hy gaan bekeer. En dis die mooi ding van my en jou, wat in huise groot geword het, waar ons ouers ons gereeld van die liefde van die Here, maar ook in die regverdigheid en die genade en die krag van sy kruisdood opgelei het en opgegroei het. Is asof Jesus alreeds verder kyk as Petrus se verloning. Hy kyk na sy trane, sy om vergifnis, al hierdie goed wat hy alreeds sien, hoe hy Petrus sien is alreeds as die vergifte, vergewe Petrus. Is dit nie mooi nie? Hy kan sien, hier's voor hom 'n man wat nou baie onseker is van dit wat nou moet gebeur, maar as hy deur 'n proses gegaan het, 'n siftingsproses, dan gaan hy agterkant uitkom, en die ander kant van hierdie ding gaan hy versterk word, en hy gaan ander ook self deur versterk. Die huidige plek waar jy jouself bevind, is nie jou finale plek nie. Vir Petrus kon dit wel so gevoel het daai aand, rondom die vuur, toe hulle wou weet of hy een van die disippels is, van die man wat so gegeesel is. Jou huidige val is ook nie die deel van jou identiteit wat jy met aan koester nie, maar die val kan vir jou aandui dat jy die Here nodig het. Dit wat jy doen kan nooit groter wees as wat hy gedoen het nie. Jy is net nie so belangrik nie. So God is nie net teenwoordig in jou val nie. Hy is ook teenwoordig aan die ander kant van jou opstanding, en ons gaan lekker Sondag daaroor gesels. Maar hy sien ook Petrus wat weer terugdraai en dan in sy volle roeping inkom. Ek wil vinnig net iets sê oor Getsemane. Getsemane wys dat dit nie sonde is om die gewig te voel nie. Jesus voel die gewig van die druk en die absolute spanning wat nou oplaai vir dit wat hy moet doen. En ek en jy is so bang om te sê, Here, ek ervaar nou 'n klomp spanning en ek ervaar druk en ek is bietjie bang en ek is angstig. Ons dink as ons dit sê, is ons ongelowig. Jesus self bevind hom in die olyfpers, dis wat Getsemane beteken, waar elke greintjie van eie ek uit hom uitgepers word, waar hy nou in hierdie tuin is, seker een van die oudste olyfboorte. En hy vra, as dit U wil is, Vader, as jy tog maar hierdie beker vir my wou wegneem, staan daar, laastens, tog nie my wil nie, maar laat U wil geskied. Here, is daar nie 'n ander manier nie. Dit is so belangrik om te verstaan, Jesus was nie ongeestelik gewees, omdat hy die gewig van hierdie kruis gevoel het nie, nog voordat dit op sy skouers is. Hy was volkome God en het presies geweet wat dit beteken om hierdie opofferende daad te voltrek. Hy was eerlik oor sy pyn gewees. Eerlik oor sy vrees gewees. Jy weet, en ons is mos in hierdie absolute vasgeslote positiwiteit ingekoop, en as ek nie altyd positief is nie, dan moet ek 'n pil drink sodat ek daar kan kom. Luister man, wees net reël. Wees opreg met die Here. Jesus was dit gewees. Getsemane het vir my geleer dat ek ten spyte van die gewig wat op my skouers gaan rus, nog steeds gehoorsaam kan wees in dit wat die Here my geroep het. En dit was ook Jesus se nalatenskap. Ten spyte van dit wat hy nou deurgaan, sal die Here hom die genade gee om gehoorsaam te bly in midde daardie situasie. Jy kan huil en steeds glo. Jy kan bewe en steeds vertrou. Weet jy wat? Jy kan die beker haat en nog steeds die Vader se wil kies. Die sonde is nie om die pyn te voel nie, maar oorwinning lê ten spyte van die pyn, dat God steeds aan die hand van my lewe dit tot eer en verheerliking vir hom kan gebruik. In my gehoorsaamheid en dat ek my lewe doelbewus neerlê. Soms gebruik God jou valpunt as 'n groeipunt. Ek weet nie of julle hou van gimnasium oefening en so meer nie. Ek gaan so van tyd tot tyd as 'n stokperdjie gaan ek gym toe. En dan is die uitdaging daar om deur 'n plek van failure te werk.
Nee, so dit is glad nie soos wat ons as mense dinge benader nie. Ons sal byvoorbeeld wegbly van die plek waar ons enigiets sal val. Jy wil nie 'n toets draai nie, jy wil niks nie, maar if you work past your point of failure, that's where growth starts. Dit sal enige persoonlike instrukteur vir jou sê. Jy moet werk tot daar waar jy nie meer kan nie, en dan moet jy nog 'n paar repetisies daarna doen. Dit is so anders as wat die lewe werk. Ons wil wegbeweeg van enige, val of mislukkings af. Maar die ding is, oor hierdie gedeelte wil ek vir die volgende sê. Petrus moes deur hierdie failure gaan. Hy moes deur hierdie punt van afvalligheid kom, waar hy God verloon het, sodat hy kon groei daardeur. Gewoonlik wil jy jouself opbou tot 'n punt waar jy voel jy's nou volmaak en jy's nou reg. Maar Jesus sien aan hierdie tafel dat hierdie span nog nie reg is vir dit wat hy vir hulle beoog nie. Dat die uitdagings wat vorentoe lê eers gaan kom wanneer hulle deur die oefenproses van selfmislukking gewerk het. Wanneer hulle voel hulle is nie meer genoeg nie, maar dit wat hy in hulle gelê het en belê het en geïnvesteer het, nou tot volle werking kom, juis wanneer hulle faal en swak is. Party van ons is juis by daai punt vanoggend, waar niks wat jy meer verder kan doen enigiets kan verander nie. Waar jy jou lewe nou neerlê in sy hande. En dan sal God soms toelaat dat jy meer dra as wat jy self kan hanteer. Ek weet, ons sê hierdie ding, ons sê hierdie volgende, ons sê, God gaan jou nooit meer iets swaarder gee as wat jy nie self kan hanteer nie. Maar ek bedoel, dit is net absoluut, dit is ontleen van alle waarheid, hierdie selfde goeie Vrydag. Toe gee hulle vir hom 'n kruis wat hy self nie kan dra nie, en wat gebeur daar? Simon van Sirene kom en hy dra hierdie kruis. My boetie en sussie, luister gou. Daar seker goed wat jy net nie self kan dra nie. Hy sê hy sal ons nie bo ons kragte versoek nie, dis heel iets anders. Maar jy is dalk vanoggend op 'n punt waar jy nie meer kan dra wat op jou paadjie gekom het nie, wat jy op jou skouers het, raak nou te swaar. Wat my so mooi is, dan stuur die Here mense oor ons pad, maar ons gee nie daai kruis af nie. Dis my kruis. Jy swik en jy val jouself ter nerve en jy dink dis wat die Here wil hê. Nee. Jy moet nog op die bultjie Golgotha toe. Hierdie is net 'n gedeelte. Gebruik die hulpmiddels, die genade, die persone, die gemeente waarin jy is, sodat die Here kan help, dat jy hierdie kruis wat oor jou pad gebring is, ten volle kan dra vir sy glorie. Hy wil jou juist by 'n plek bring, waar jy ontdek, jy het hom nodig. Ek kan hierdie ding dra nie, Here, ek kan nie. Jy wil alles so self hanteer, self dra, self oplos, self oorleef, self wen, self uitfigure. Ons is by hierdie self, het klink vir my ons is weer in ons doeke. En daar is soveel hulp, die Heilige Gees wat as vertrooster reg staan om in te gryp in jou situasie en omstandighede. Dat ons dan by 'n plek kom waar ons eie wysheid, ons eie krag, ons eie genade, ons eie planne en ons eie vermoë opgee om te ontvang dit wat hy oor ons pad stuur. Die genade en liefde en vermoë wat hy in ons werk. Hierdie vlam wat brand binne in hierdie doringbos wat nooit sal uitbrand nie. Maak nie sin nie. Hoe kan Jesus, nadat hy so gade geslaan is, so mishandel is, nog steeds hierdie kruis opneem? En spite van dit, met eer en waardigheid sterf, en gehoorsaam bly. Maak nie sin nie, nee. Ek wil afsluit, te begin sê, jy weet, Jesus het jou lief. En ja, die lewe kan steeds baie swaar wees. As ek vir die volgende lees in my notas, dan wil ek vir jou sê, baie keer voel ons anders hieroor, maar ja, Jesus het jou lief, en jy kan steeds deur 'n vallei gaan. Ja, Jesus het jou lief, en jy kan steeds deur depressie worstel. Ja, Jesus het jou lief, en jy kan steeds met finansiële druk deel. Ja, Jesus het jou lief, en jy gaan steeds daar kry wat jou vlees moet kruisig. Ja, Jesus het jou lief, en jy kan steeds dinge hê wat om jou gaan, wat jy nie verstaan nie. Beteken nie, hy het jou nie lief nie. Beteken nie, hy het nie die volle prys vir jou betaal nie. En jy het nou nog nie die volle genade van dit ontvang wat hy gedoen het aan die kruis nie. Dit is nie die waarheid nie. Liefde van God beteken nie die afwesigheid van pyn nie. Dit beteken die teenwoordigheid van genade in hierdie pyn. Luister, kom kuier 'n bietjie by ons. Ek wil jou tog net iets met jou deel van hoe die Here ons genade gee om deur al ons uitdagings te werk. Nooi ander mense na jou toe en deel met hulle oor hoe die Here deur die genade hulle bedien
wat selfs situasies voor die hoof bied, wat glad nie vir hulle sin maak nie. Uitdagings, siektes, wat ook al die situasie is. Pyn beteken nie God is afwesig nie. Sy teenwoordigheid is in die genade om hierdie vuur in stand te hou, terwyl jy al lankal moes oorgegee het en uitgebrand het. Ek het al soveel goed om te sê, maar kom ek sluit hom maar eerder af. Miskien het jy nie geval nie. Toe Petrus op die punt is om die Here die 3de keer te verloon, hy so bitterlik sleg gevoel het hy gedink, nou het hy God totaal teleurgestel. Ek weet nie of jy vanoggend so voel nie. Is daar iets wat jy voel God nie kan vergewe nie, want dis die laaste ding wat die kameel se rug gebreek het. Dis die laaste stukkie strooi. Dan wil ek tog hierdie volgende teks vir jou lees. Romeine 8:28. En ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles ten goeie meewerk, selfs jou failures. Net terug by die gym, jy moet tog by die gym uitkom. Praat nou met myself. Terug by die gym. You need to work past your point of failure to have and show any growth. Jy moet deur jou mislukkings werk, deur jou failures werk. Hy sal alles ten goeie laat meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Dis dalk nie jy wat gefaal het nie. Is dalk net 'n mislukking en jy gaan hierdeur werk en die Here is nie klaar met jou nie. Jou lewe is nie verby nie. Hoor mooi wat ek vanoggend vir jou sê. Jy kyk na jou huwelik en dink is verby, dis nie verby nie. Jy kyk na jou roeping en dink dis verlore, jy is al te oud of wat ook al die ding is. Dis nie die waarheid nie. Jy kyk na jou getuienis en dink, jy weet, ek moes dit nooit gedoen het wat ek gisteraand gedoen het nie, of dit gesê het wat ek nou die dag gesê het nie, my getuienis is beskadig, dis nie die waarheid nie. Jy kyk na jou lewe en dink dit het ontspoor. Ek sê nou weer vir jou. Hy werk alles ten goeie mee vir die wat God lief het. Dalk is God nog net besig met jou. Dalk is dit nog nie afgehandel nie. Dalk is dit nie 'n graf nie, maar 'n tuin, en is hy besig om iets nuuts te maak in jou lewe. So hier, wanneer ek afsluit vandag, is die beginsel eenvoudig. Simon was Simon, maar hy was ook Petrus gewees. Maar hy word Petrus deur dit wat hy gegroei het. Dit wat jy gedoen het, kan nooit groter wees as wat hy op hierdie goeie Vrydag vir ons gedoen het nie. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die waarheid in dit wat ek hier gedeel het, ontsluit. En mag jy vasthou in dit. En mag jy geloof wek in die feit dat hy jou nooit versaak en alleen los nie. Luister, en ek sien so uit om jou Sondag te sien, want daar is iets van sy opstandingskrag wat ek ook aan jou moet verduidelik. En 'n baie besonderse teks wat ek graag met jou wil deel. Ja, baie van die goed wat jy nou gelees het en gehoor het en waartoe jy gewerk het die afgelope week maak nie sin nie. En dis juist die tema, en dit sal ons tema ook Sondag wees. Dit maak nie sin nie, maar dit wat hy doen is ver groter as wat ek ooit kon gedoen het of gemis het. Nou wil vir jou afsluit en sommer net die Here se seën oor jou bid en ook jou familie. Kom ons maak sy naam groot. Almagtige Here en Hemelse Vader, Jesus, die perfekte offerlam. Here, dankie dat U hom vir ons gestuur het. As die logos, die waarheid, die rede van ons bestaan. Here, dat ons nie een verdere oomblik sal soek na enige ander rede as om Christus aan te gryp in hierdie dag nie. Die enigste punt van ons verlossing is geloof in Jesus. Here, dankie dat U bemoeienis maak met Simons, met Mosese, met hulle wat voel hulle lewe is verby, en selfs met hulle wat voel hulle lewe is nog nie verby nie, maar daar waar hulle nou is, maak niks meer sin nie. Dankie Here dat U vir ons gekom het. In die afwesigheid van die deurbraak is ons geloof in die genade dat U ons sal standhou en hierdeur sal lei. Want U is ons God, ons ewige koning, ons Here en Meester, en in hierdie dag het U oorwin. Dis 'n goeie tyding, dis 'n goeie Vrydag. Ons eer U, my Vader. Amen. Luister vir almal wat ingeskakel is, almal wat deel is van hierdie uitsending, deel dit asseblief met jou vriende en familie. Die goeie tyding dat niks wat jy kon gedoen het, groter is as wat hy vandag vir jou gedoen het nie. Daar's genade, hoop en 'n nuwe lewe wat vir jou wag. Hy sê vir Petrus, wanneer jy bekeer is, nie as jy nie, hy weet hy gaan draai. En ek weet,
hier op hierdie ding is daar mense wat wil draai. Maak asseblief met my kontak in hierdie week. Ek wil bitter graag vir jou voortgaande gebed en jou vasmaak in die een wat ver groter is as my en jou denke of drome. Jesus Christus, ons redder en Here. Genade, vrede en liefde vir jou. Sien jou Sondag 9:30 by die Kompas Familiegemeente. Totsiens.